soos ek gesê, dit is verskriklik lekker om julle weer te sien. Ek het opreg, amper sê ek julle kan die Here vra, maar julle kan hom vra. Ek het opreg vir die Here gesê in my tyd wat weg was, dit was vir my so lekker, maar ek het vir die Here gesê, Here, ek mis kerk. En ek was in die kerk, maar ek mis ons kerk. So, dit is baie lekker, ek dra sommer vir julle die groete van my kinders oor, wat altyd wil weet, hoe gaan dit met julle, hoe gaan dit in Faros, julle is kosbaar, so, dit is baie lekker om terug te wees hier by julle. Julle, ons tema vir oggend is, en ek het dit aspres gesê, vas ja, maar my tema is Bybelse vas vir oggend, want ons gaan sien daar's 'n verskil, Bybelse vas, 'n deur na meer, en ek weet dat dieselfde honger wat in my hart is ook in jou hart vir oggend, om meer van die Here te ervaar. En daarom wil ek begin deur eerstens te sê, vas as sulks is nie 'n opdrag in die Bybel nie. Daar's nêrens 'n wet of 'n voorskrif dat ons moet vas as sulks nie. En tog sien ons dat dit 'n algemene gebruik in die Ou Testament sowel as in die Nuwe Testament is. Dit was 'n geestelike dissipline en ons is mos nou juist besig met die geestelike dissiplines. Talle voorbeelde, ek gaan hulle nie eers probeer opnoem nie, maar ons weet Dawid het gevas, nie eers net vir sy eie behoefte nie, maar selfs toe sy, en hy praat daaroor in die Psalms, toe sy vyande siek was, het hy vir hulle gevas. Esther het gevas, ons weet sy het die hele volk geroep tot 'n gesamentlike vas. Daniel het gevas, ons gaan later na sy vas 'n bietjie kyk, want syne is vir my so 'n mooi voorbeeld. Die disippels van Johannes het gevas, en hulle het selfs hulle neus opgetrek vir die disippels van Jesus, wat oënskynlik nie gevas het nie, en ons weet, Jesus het vir hulle op 'n baie spesifieke manier daarop geantwoord, en dit sê vir ons dat Jesus ook gevas het. En ons weet, Jesus het vir 40 dae gevas in die woestyn. Hy het nie net self gevas nie, hy het vir ons riglyne daaroor gegee in Matteus 6 vers 16 tot 18 en ook in Matteus 9 vers 14 tot 15. Ek wens ons het meer tyd gehad, maar miskien sal daar volgende week meer tyd wees om uit te kom by die spesifieke gedeeltes. Maar wat ek vanoggend wil hê jy moet weet is, al word dit nie voorgeskryf as 'n wet nie, sê Jesus dat daar 'n beloning van die Vader te verkry is. Ons gaan daarmee ons gaan daarby stil staan vanoggend. En dan sien ons uiteindelik, en dis wat ek wil hê julle moet vanoggend weet, dat vas is baie meer as 'n liggaamlike dissipline, wat 'n geestelike dissipline genoem word. Dit is 'n kragtige geestelike wapen. So kom ons begin deur vir mekaar te sê, wat is vas nie? Dis nie selfdissipline of goeie wilskrag nie. Dit verg wilskrag en dissipline. Maar dis nie waaroor dit gaan nie. Dis nie 'n selfopgelegde hongersnood, sodat ek ander gelowiges kan beïndruk, of selfs vir goed kan beïndruk nie. Dis nie 'n aktiwiteit wat daarop gerig is om my bietjie meer geestelik te laat voel. Jog, ek voel so bietjie ver van die Here af, so kom ek vasgou 'n bietjie, dan voel ek so bietjie beter oor my verhouding met die Here nie. Dis niks daarvan nie, en dit is verseker nie 'n manier waarop ek God se arm kan draai, sodat hy sal doen wat ek wil hê, want ek het dan nou daaroor gevas en gebid nie. En hoor my woorde, gevas en gebid nie. Want vas is nooit 'n losstaande ding, wat net die liggaam behels nie. Die Hebreëse woord is die woord tsoem, en dit beteken baie letterlik, is eintlik vir my baie oulik, om die mond toe te maak, soos in om dit te bedek. Dit my laat dink aan kleutertjies, wanneer hulle nie wil eet wat jy wil hê, hulle moet eet dan, of hulle pers die mondjie toe, of hulle sit hulle hand oor die mond, dat niks daar kan ingaan nie. In 'n baie letterlike sin, is dit wat die woord vas beteken in Hebreëus. Dit beteken om die mond toe te maak, en toe te hou, dat niks kan inkom nie. Maar as ons gaan kyk in die tekste, waar ons sien die twee woorde, die frase wat ek eintlik vanoggend oor praat, word vas nie eers noodwendig altyd by die naam genoem nie, dis bloot deel van die pakket. En ek wil hê ons moet uitkom by die twee woorde. So, gaan kyk 'n bietjie in Levitikus 16, Levitikus 23, is die gedeeltes waar hulle praat, waar die Here praat oor die groot versoendag, die heiligste dag op hulle kalender, waar die hoëpriester met bloed voor God moes kom om die sonde van die volk tydelik te bedek, totdat die bloed van die ware een, wat sonde nie net bedek nie, maar wegneem, sou kom. En die voorskrifte daarvan, vas word nie eers in sulke duidelike terme genoem nie, maar dit het uiteindelik deel van die pakket gevorm.
En daarom sien ons ook die woorde waar ek eintlik vanoggend praat in Numeri 29 en ons sien dit in die teks wat ek vanoggend met julle gaan behandel. Die baie bekende Jesaja 58 en ons lees daar vanaf vers 1 saam. En is God self aan die woord. So ek wil hê jy moet vanoggend amper jou oë toemaak en hoor, dis wat die Here vir sy volk en daarom ook vir ons sê vanoggend. Hy sê, roep hard uit, moenie terughou nie, verhef jou stem soos 'n ramshoring. Maak aan my volk hulle oortredings bekend, aan die huis van Jakob hulle sonde. Duidelik is God nie tevrede met sy volk nie. En dan dink ons, waarom sou hy nie tevrede wees nie? Duidelik het hulle hom van hom vergeet. Duidelik het hulle nie sy gesig gesoek nie. Miskien het hulle nie gevas en gebid en vir hom gevra na sy wil nie. Dit moet wees, want hoekom sou hy andersins ontevrede wees? Maar dan lees ons vers 2. Vir my raadpleeg hulle dag na dag. Kennis van my weë begeer hulle, soos 'n nasie wat geregtigheid uitleef en nie afwyk van sy God se beslissings nie. Vra hulle my oor regverdige beslissings. Die nabyheid van God begeer hulle. En nou verstaan ons glad nie. Maar hulle doen dan al die dinge wat ons gedink het, hulle nie doen nie en daarom is God ontevrede. Hoekom is hulle dan nou nie reg in hulle verhouding met die Here nie? Hulle wil dan sy weë verstaan, hulle wil dan sy raad hê. Hulle wil dan sy weë ken. Maar dis juist die ding. As jy mooi gelees het, en ek wonder of jy dit gesien het, daar staan, en soos 'n nasie wat. Met ander woorde, dis gepas vir 'n nasie wat reg doen en reg lewe, om vir die Here na sy wil te vra. Dis reg vir 'n nasie wat reg en gepas lewe, om vir hom te vra na sy weë, om vir hom te vra vir sy insig, om sy nabyheid te soek. Hulle het al hierdie dinge gedoen, sonder dat hulle reg geleef het en reg gedoen het. Uiterlik het dit gelyk asof hulle die regte goed doen. Hulle het dan gevas, hulle het gebid, uitgeroep na die Here, maar hulle harte het nie uitgeroep na die Here nie. En daarom vra hulle in vers 3, waarom vas ons, maar u sien dit nie raak nie? Verootmoedig ons, maar u merk dit nie op nie. En daar is die woord waaroor ek eintlik vanoggend wil praat. Want al is dit nie die vas nie, is die vas sonder daai woord niks nie. En die woord is verootmoedig. En nou weet ek het selmaatjies, ek sal hulle maar nie by die naam noem nie, wat vir my sê, Liesel, jy gebruik woorde en dan weet ek nie wat jy bedoel nie. Verstaan nie altyd jou woorde nie. Daai woord verootmoedig is in die Hebreëus 2 woorde. En dis waaroor ons vanoggend gaan praat. Die Engels vertaal dit al 'n bietjie makliker vir ons, maar dis nog nie genoeg nie. Die Engels sê to afflict the soul. Met ander woorde, hulle sê, hoekom afflict ons the soul? Maar u sien dit nie raak nie. In Hebreëus is dit 2 woorde, dit is Anna, soos my ma se naam, Nefesh. Anna beteken om af te kyk, om jou kop te buig. Dit is wanneer jy afkyk in skaamte. Ons gaan sien, Daniel praat spesifiek daarvan. Wanneer jy jou kop buig, wanneer jy jouself hard behandel, jouself verneder, of om te verswak. En nou verstaan julle, dis wat vas doen, né? Want wanneer ek lank nie geëet het nie, dan voel ek sonder energie, ek voel swak. In 'n vas maak ek myself doelbewus swak. Ek onderwerp myself, dis die ander betekenis. Beteken om neer te buig. Om selfs swaarmoedig te maak. Strong's praat van to depress oneself. As jy hierso het, gaan kyk 'n bietjie na Anna Nefesh. Beteken om diself swaarmoedig te maak. Nefesh is letterlik iets wat asemhaal. So dit verwys na 'n lewende siel, soos die Bybel baie keer dit omskryf. So dis die mens, dis die self, dis die siel, die innerlike van die mens. Maar daar is 'n letterlike gebruik vir nefesh en daar's ook 'n figuurlike een. Letterlik beteken dit die liggaam wat asemhaal. Figuurlik beteken dit die siel, die wil, die denke, die begeertes, baie letterlik die aptyte van 'n mens. Die Engels praat van die lusts of the flesh. Nou verstaan ons dat as die Here ons oproep tot Anna Nefesh, dan sê hy liggaam, die uiterlike, dis kom ons ophou eet, maar ook die innerlike
moet voor hom laag gebring word, moet nederig gemaak word voor hom, moet buig voor hom. Die hele mens, liggaam en siel, want die mens is 'n wese wat nie net liggaamlik nie, maar ook in sy siel honger, in sy gevoelens en in sy begeertes gedryf word. Ons het nie net 'n honger na kos nie, ons het 'n honger na baie dinge. En ek gaan later vir ons 'n uitdaging gee. En ek gaan vra, as ons 'n tabel moes maak oor ons tyd, en dit het my so aangespreek in hierdie vakansie terwyl ek met hierdie dinge besig was. As ons 'n tabel moes maak, waarna honger hierdie liggaam van my? Buiten kos. Wat prop ek in hierdie liggaam? Is ek kort op myself en kort op Instagram videoetjies, kyk ek YouTube, is ek heeltyd besig met Netflix, is ek heeltyd besig met mense, moet mense dit vir my volmaak? Waarna honger ek eintlik? Want die hele mens is 'n wese wat nie net liggaamlik nie, maar ook in sy siel deur honger, gevoel, sy emosies en deur sy begeertes gedryf word. Daai dinge is ons vleesmens. Ons vleesmens is meer as net die liggaam wat voor julle staan. Dis daai innerlike begeertes wat vir my voorskryf, wat skree om bevrediging. So my hele self, al daai behoeftes en hongertes van my, moet voor die Here neerbuig en moet ondergeskik gestel word aan die Here. En hoe verneder ek dit? Deur dit te verontagsaam. Deur nie te doen wat my liggaam vir my skree nie. As ek dink, maar ek wonder nou, wat het ek gemis op Instagram? Te sê nee. Sê, maar ek is al nou lus vir 'n broodjie. Nee. Want my honger na die Here is groter. Hy is vir my belangriker. Ek gaan hom in daai honger te insit. Elke keer wat ek honger is vir 'n broodjie, of honger is vir 'n stukkie beskuit, of honger is vir Instagram, of honger is vir TV, of honger is vir 'n slaapie, gaan ek sê, Here, ek is meer honger vir U. Dit is Anna Nefesh. Dis ongemaklik. Maar weet julle wat, is eintlik deel van die hele ding. Dit was deel van die pakket, en daarom sien ons in die Bybel, wanneer hulle die opdrag om hulle self te verootmoedig nagekom het, het hulle doelbewus bygedra tot hulle fisiese ongemak. Hulle het nie net van kos weggebly nie. Hulle het gesê, hierdie vel van my hou nie van krapperige materiaal nie, want dit krap my letterlik en figuurlik. Ek het nou nog, kan ek terugdink aan my kinderdae, aan 'n lang broekie wat ek gehad het, wat my vel gekrap het, ek het niks daarvan gehou om hom te dra nie. Want dit was krapperig. Die liggaam is ongemaklik gemaak. So hulle het letterlik sak, soos gooiing gedra. Want daai ongemak het hulle herinner om uit te roep en te fokus op die Here. Dit is Anna Nefesh. Hulle het as op hulle koppe gegooi as 'n teken van rou, en hulle het op die grond gaan lê, want hoe hard is daai vloer nie. Hulle self doelbewus ongemaklik gemaak, sodat hulle die hele tyd konstant sal onthou om die oë weg te draai van die liggaam wat skree en te fokus op die Here, want sien, die liggaam skree, maar die Here fluister. Hy praat saggies. En as ek nie doelbewus my siel en my liggaam instel om hom te hoor nie, gaan ek hom nie hoor nie. Baie maklik sê ons vir mekaar, die Here praat nie met my nie, dan sê dit maar hy praat saggies. Maak ek myself ongemaklik genoeg dat ek hom kan hoor, want dit is hoe hy gehoor word. As ek hierdie harde stem wat op my skree, die vlees, onderdruk en sê, ek ignoreer vir jou, dan hoor ek sy stem. Is dit Bybels? O ja, dit is. 1 Konings 19 vers 11 tot 13 sê, maar die Here sê vir hom, en hy praat met Elia, kom uit en gaan staan op die berg voor my, die Here. Ek wil by jou verbygaan. Skielik was daar 'n baie sterk wind, wat die berg stikkend geruk en die rotse gebreek het voor die Here. Maar in die wind was die Here nie. Na die wind was daar 'n aardbewing. Alles maniere hoe hulle geglo die Here praat. Maar in die aardbewing was die Here nie. Na die aardbewing was daar 'n vuur. En onthou, die Here het met Moses in die vuur gepraat. Maar in die vuur was die Here nie. So nie op een van die maniere wat hulle gedink het hy sou praat, het hy met Elia kom praat nie. En na die vuur was daar 'n fluistering in die windstilte. Toe Elia die fluistering hoor,
het hy sy gesig met sy mantel toegemaak. Hoekom? Want God sê, niemand kan hom sien en bly leef nie. Hy was bang, hy het sy gesig toegemaak, dat hy nie dalk per ongeluk God sien en sterf nie. En hy het in die bek van die grot gaan staan, en toe hoor hy 'n stem wat vir hom sê, wat maak jy hier, Elia? Miskien is ek en jy ook vanoggend op 'n plek waar ons nie eintlik moet wees nie. En miskien het ek en jy ook nodig om baie stil te word voor die Here, dat ons sy sagte fluistering duidelik kan hoor. Sien, verootmoediging is baie meer as om net my liggaam van kos te weerhou. Verootmoediging aan nefesh is die fisiese ongemak van 'n innerlike gebroke hart. Dit is ongemaklik om 'n stikkende hart, 'n hart wat vol hoogmoed is. Want wat is dit anders as om vir God te bevraagteken en vir hom vinger te wys en te sê, maar u is dit en u is dat en u sê so, maar u maak so. Wat is dit anders as hoogmoed? Wie is ek om my vingertjie vir God se neus te wil swaai? Weet julle, ek het 'n ding van Tim Keller geluister en ek gedink, hoe skuldig is ek. Tim Keller sê, wat is bekommernis anders as hoogmoed? Dis wanneer jy dink jy weet beter wat nou hier moes gebeur het en jy sien dit nie. So duidelik is God nie op sy pos nie. Swaai die vingertjie voor hom en nou worry ek om hom te help om te weet wat hy moet doen. My anders laat dink oor worry. Dis die hoogmoed van die hart wat laag moet buig voor die Here. Dis die eie wil en die eie ek en ek wil soos my pa altyd gesê het. Dis daai ding in my wat moet buig. Dis daai begeerte van my om in beheer te wees en ek wil besluit oor my lewe. Die Here moenie vir my sê hoe ek moet leef nie. Ek wil self besluit en my eie besluite neem. Dis wat voor die Here moet buig. So dis 'n hartsingesteldheid, 'n spesifieke gesindheid binne my. En as ek vas losmaak van daai hartsingesteldheid, is vas gevaarlik. Dan wil ek eintlik vir jou sê, as jy nie jou hart gaan oopmaak vir hom nie, dan wil ek vir jou sê, moenie vas nie. Asseblief moenie vas nie. Want dan reduseer ek vas tot 'n geestelike aktiwiteit waaroor ek myself op die skouer klop en sê, ek het vir 3 dae gevas. En dan pof dit self op. En die Here het geen behaag daarin nie. Om die waarheid te sê, dis afstootlik vir hom, soos enige ander geestelike aktiwiteit waarin my hart nie is nie. Moet dan eerder nie vas nie. Want dis wat die volk Israel gedoen het. Hulle het gesê, ek het gevas, ek het gebid, ek het 'n rou as op my kop gesit, ek het geroep na die Here met trane, maar my hart was ver van die Here, en daarom sê die Here vir hulle, in vers 3, kyk, op julle vasdag kry julle kans vir besigheid, en jaag julle al julle werknemers aan. Wat ons het gesê, dis business as usual. Dis kan maar 'n vasdag, maar it's business as usual. Ek eet nie, maar ek is die hele tyd op my selfoon, ek lê die hele tyd voor die TV, ek is die hele tyd besig om te doen wat ek wil doen, en ek vertel vir almal, nee, moet asseblief nie vir my skiep nie, ek vas, ek is op 'n 3 dae vas. Business as usual. Vers 4, kyk, net om te twis en rusie te maak vas julle, en om genadeloos met die vuis te slaan, die hart is hard. Julle vas nie vandag om julle stem in die hoogte te laat hoor nie. Waarvan praat die Here? Hy sê, julle roep nie uit tot my nie. Miskien met woorde, maar julle harte roep nie uit na my nie. Is die vas wat ek verkies dan so, 'n dag van verootmoediging vir die mens? Is dit verootmoediging? Dat julle al hierdie boksies stiek voor my, maar jou hart is onaangeraak? Is dit om die hoof te buig soos 'n biesie en 'n sak en as op die grond te lê? Is dit wat julle vas noem? Is dit 'n dag wat die Here se goedkeuring wegdra? Al die regte boksies word getik, maar die hart is ver van die Here. Sien, dit het nooit oor kos gegaan nie. En daarom sien ons by die voorskrifte van die heilige dag, die versoendag, word vas nie eers by die naam genoem nie, alhoewel hulle dit met vas gevier het. Want jy sien, vas is bloot 'n tool. Dis die werktuig wat vir die maklikste op daai ongemaklike plek bring. Want baie keer kan ons nie eers 2 ure sonder kos gaan nie. En die maag herinner my, ek moet uitroep na die Here, ek moet fokus op die Here, en elke keer as my maag rom, ek moet fokus op die Here. Dit is bloot die werktuig.
Wat bring die gouste na die oppervlakte hoe ek eintlik is en hoe moeilik en mislik ek eintlik kan wees? Gee vir my 'n hongermaag. Vat my koffie weg. Dan moet jy maar eerder nie vir my bel nie. Sien, die vas kan so maklike ding word van, ek vas, is geestelike vas mense, maar eintlik werk ek uit hoeveel gewig gaan ek verloor in hierdie 5 dae. Of ek spandeer die dag om te dink aan, as ek hierdie vas breek, gaan ek dit doen met 'n ribbietjie, en gebakte aardappels, en dan gaan pudding wees mense, dan gaan pudding wees. Julle sien, waar is my kop en waar is my hart? Of ek kan so gefokus wees dat ek die hele tyd kyk op my horlosie, is nog net so 4 ure, amper daar. My hart is nie daarin nie. Dit is nie wat die Here met Anna Nefesh bedoel nie. Dis hoe die fariseërs gevas het, en dan het hulle nog boonop seker gemaak, ander weet dit, so hulle het nie olie op hulle velle gesmeer nie. Die oorspronklike doel was, as jy nie jou vel en jou hare geolie het nie, en jou nie versorg het nie, dan voel jou vel droog. Wat doen 'n droë vel? Hy juk. Dit is ongemaklik. Ek kan in die oggend nie wag op hierdie ouderdom, waar ek 'n rosyntjie geword het. Kan ek nie wag om 'n ou roompie. Ek het gisteroggend iets in die kombuis gedoen. Ek het sommer 'n bietjie olyfolie gevat en net bietjie op my gesmeer, want die vel voel nie lekker nie. Dis die idee. Die ongemak moet my dryf na die Here toe. Fokus my op die Here. En daarom kom die Here en hy kom herdefinieer vir ons in Jesaja 58 vanaf vers 6 wat vas eintlik behoort te wees. Sien, ek kan normaal eet, maar my hart kan Anna Nefesh. En hy sê, is dit nie hierdie vas wat ek verkies nie? Dat julle die boeie van goddeloosheid losmaak, die stroppe van die juk stikkend ruk, die verdruktes vry wegstuur en elke juk breek nie. Wat vir my kosbaar is van hierdie deel is, die Here slaan 2 vleie met 1 klap, want hy sê vir ons, dis wat ek eintlik wil hê, 'n vas moet wees. Maar hoe gaan jy dit bewerkstellig wanneer jy reg vas? Wanneer jou hart vas, saam met jou liggaam. Dan word vas 'n kragtige geestelike wapen. 'n Wapen wat die boeie van goddeloosheid kan losmaak. Is daar 'n sonde waarmee jy worstel, of dit nou ongeduld is, of dit 'n verslawing is, enige iets wat jy weet, die Here praat met jou en jy wil so graag deur dit breek, maar jy kan nie. Het jy al gevas daaroor? Die Anna Nefesh manier van vas. Is daar iemand vir wie jy lief is, wat vasgevang is? Jy kan Anna Nefesh vir hulle. Dit is om die juk wat die vyand op iemand se skouers geplaas het, stikkend te ruk en dit van hulle skouers af te haal. Deur 'n hart wat vas, om verdruktes, hulle wat deur die vyand in oppressie vasgevang gehou word, vry te laat gaan. Dat hulle onder daai verdrukking kan uitkom. Sien, is die neerlê van die eie behoefte van daai liggaam wat sê, maar ek het kos nodig en ek het koffie nodig en ek het dit nodig en ek het nodig om te ontspan. En ek skraal net deur my foon om te ontspan, dis my manier om af te skakel. Maar dis die vlees wat roep om wat hy wil. Die ware vas is om die oë weg te draai van wat hierdie liggaam en dit wat binne in my is wil hê en dit doelbewus na die Here toe te dra. Here, wat wil U hê? Wat sê U oor? Here, waarheen wil U hê moet ek gaan? Here, wat is my volgende tree? Dit is Anna Nefesh. So verneder ek hierdie vlees. En wat sê 1 Petrus 5 vers 6 vir ons? Verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Die regte tyd is nie noodwendig my en jou tyd nie. En daarom het daar al mense, iemand het regtig vir my gesê, jou gebede werk nie. Hoekom? Want dit het nie gewerk in die tyd wat sy wou gehaat het, dit moes nie. Op die regte tyd is die Here se tyd, nie my tyd nie. My tyd is nie die regte tyd nie, op sy tyd. Dan beteken dit hy wil hê ek moet nog 'n bietjie, ek hou van die Engelse uitdrukking, to press in. Ek wens ek het tyd gehad om vir julle te vertel van die 3 vlakke van vas. Op die ou einde is dit eers die liggaam wat vas. Dan kom die krapperighede van die siel uit. En dis eers op die laaste wat ons kom by gees, waar my gees vas, waar my gees die Here begin hoor. Sien, meeste van ons kom nooit verder as die eerste stap, die fisiese ongemak hier, en dan dink ons, joh, dit was 'n moeilike vas. En dan dink ons die Here moet nou daarop reageer. Ons het nog nie eers by die tweede fase gekom nie,
wat van die derde fase waar ek regtig, nou is ek in die teenwoordigheid van die Here en nou hoor ek wat op sy hart is. Vers 7. Is dit nie bedoel om vir hongeriges jou brood te breek, om aan magteloses en haweloses onderdak te bied nie? Wanneer jy iemand sien wat kaal is, moet jy hom bedek en jou nie afsydig hou van jou eie vlees en bloed nie. Hy praat van jou familie se behoeftes nie. In ander woorde, die Here sê eintlik vir ons hier in die parafrase van Liesel Alberts. Dit gaan nie, die ware vas gaan nie oor jou wat nie brood eet nie. Dit gaan oor jou wat jou brood met iemand anders deel wat nie het nie. Dit gaan daaroor dat my hart en my hand wat ewe toe is verander, dat dit sal oopgaan, dat ek sal omgee vir sy situasie of haar situasie, en my hand sal oopgaan en ek sal nie sal dink, jy sê die vlees wil sê, maar ek kan nie gee nie, want net is daar nie genoeg vir my nie. Kan jy sien dat Anna Nefesh selfs praat oor ons finansies? Gaan dink bietjie mooi. Wat gee ek en jy as ons tiende vir die Here? Ek maak my sommetjie. Okay, ek moet soveel betaal vir die kar, ek moet soveel betaal vir die huis, ek moet soveel vir my groceries. Dis 'n bietjie min vir die groceries, kom ons vat nog 'n bietjie vir die groceries. Okay, wat is oor? Okay, ek kan miskien vir die Here soveel gee. Dis nie Anna Nefesh nie. Anna Nefesh sê, Here, ek het U nodiger as enige iets, ek vertrou U bo alles. Maar as ek nie my hart oopmaak voor die Here in my hart, my wil, daai wil wat my hand toe wil hou, as ek nie dit voor die Here bring nie, dan is ek nie vrygewig nie. Ek kan nie wees nie. Dis eers wanneer ek my hart voor hom breek, wat my hart oopgaan vir die seer van die ou langs my, wat dalk nie net iets het om te eet nie. En dan gaan my hand oop vir daai een. So die ware vas is die een wat sorg vir die ander een se brood. En wat sorg dat hy klere het nie, maar dan gaan ek nie daai toppie kan koop wat daar met my praat in Truworths nie. Dis nie Anna Nefesh nie. Dis om empatie te hê, om vrygewig te wees, om te gee. Vers 8, dan sal jou lig deurbreek, wanneer jy die hart voor die Here gebring het, dan sal jou lig deurbreek soos die oggendskemering, en jou herstel sal spoedig aanbreek. Jou geregtigheid sal jou vooruitloop. Hoe mooi is dit? Die heerlikheid van die Here sal jou agter die hoede toemaak. Kan jy sien, die Here gaan jou lei op die pad, en hy gaan jou toemaak, hy gaan jou beskerm. Dan eers wil ek by sê, dan sal jy roep en die Here sal antwoord. Sien, ons wil wanneer ek my maag leeg gemaak het, en hy het nie gepraat met my nie en ek het gevas. Het ek my hart voor hom gebring, het ek deurgedruk na die fisiese ongemak, daar waar die siel ongemaklik was en die Here vir my gewys het hoe ongeduldig ek is, en hoe hard my hart is, en hoe moeilik en mislik ek kan wees, en hoe min ek voel vir die seer van ander, en eers toe ek deur daai goed gebid het, toe kan hy my bring, weet jy Liesel, alles wat gemaak het dat dit vir jou moeilik is om my te hoor, is uit die weg geruim, ek vergewe jou. Nou kan ek met jou praat. Hoe gereeld kom ons daar? Dan sal jy roep en die Here sal antwoord. Jy sal om hulp roep en hy sal sê, hier is ek. En ons gaan sien uit die voorbeeld van Daniel, hy gaan dadelik sê, op die regte tyd gaan jy dit hoor, maar hy gaan dadelik sê, hier is ek. Dis hoekom ons vas. Ons wil sy stem hoor, ons wil sy hart hoor. Maar wanneer al hierdie goed eers uit die pad uitgehaal is, my eie ek, my eie wil, my hardkoppigheid, my onvermoë om die knie te buig voor die Here en te sê, Here, nou gee ek oor aan U, al daai goed staan in my pad. Ek moet eers deur dit met die Here worstel. En dit is ongemaklik. En dan reageer die Here op verootmoediging, op Anna Nefesh. En die mooiste voorbeeld, en dis hoekom ek hom gekies het, is Daniel, in Daniel 9. Ek het vir Damien vertel, ek en Damien kan so lekker gesels met die Here. Dit het my so gebless. Dit was verlede vakansie, waarop ek gefokus het, was Daniel 9. En die 70 weke, wat ons die tydlyn is van die einde, ek maak jou lus, maar jy moet gaan kyk daarna. Maar ek wil vanoggend kyk, hoe het hy die openbaring van die 70 weke ontvang, maar dit het nie uit die lug uitgeval nie. Hy het geAnna Nefesh, en ek wil dit vir jou vanoggend wys. So Daniel 9 vers 3. Ek het my tot God my Heer gewend. Hoekom?
Hy het gelees in die boekrol van Jeremia. Staan net so daar, jy kan dit gaan lees. Hy het in die boekrolle verneem van die profeet Jeremia, van die ballingskap en hoe lank die ballingskap sou wees. En hy het die som gemaak van hoe lank hy nou hier in Babylonië is, en hy het besef, maar dis die einde. Die Here gaan ons uithaal. Die tyd het aangebreek. En toe Anna Nefesh hy. En hy sê vir die Here, hy het hom gewend tot hom in gebed en smeking, om hom te soek, deur te vas in 'n roukleed met stof op die kop. Hy het begin by die liggaamlike. Hy het God gesoek in gebed en smeking, deur te vas, 'n roukleed, daai growwe materiaal aan te trek, en die as op sy kop te sit as 'n simbool, dat sy hart in rou is oor die sonde van sy volk, en sy eie. Hy het homself voor die Here verneder. Ek het gebid tot die Here my God, en ek het bely en gesê, ag my Heer, U is die groot en ontzagwekkende God, wat die verbond en die verbondstrou in stand hou vir hulle wat hom liefhet en sy gebooie nakom. Here, U is getrou. Maar ons het gesondig. Ons het verkeerd opgetree. Ons het ons skuldig gemaak en in opstand gekom. Ons het afgewyk van U gebooie en U beslissings, en ons het nie geluister na U diensknegte die profete nie. Hulle wat in U naam gepraat het met ons konings, ons hoë amptenare, ons voorouers en met die hele volk van die land. Ek wil hê dat jy moet sien, dat Daniël bely nie die volk se sonde afsonderlik nie. Was dit Daniël se skuld dat die volk in ballingskap gegaan het? Hy was 'n tienerseun. Ons vermoed hy was so 15, 16. Was nie sy persoonlike sonde nie, maar hy bely dit asof dit is. Hy sê, Here, ek is nie beter as hulle nie. Ek kom staan vandag voor U en ek tree in vir die sondes van hulle wat my vooraf gegaan het. En dit is ons sonde. Dis ons ongehoorsaamheid. Dis ons knieë, reguit knieë wat nie voor U wou buig nie. Dis ons stywe nekkie wat nie voor U wou buig nie. By U, my Heer, is daar regverdige optrede. Wat sê hy? Here, dit is reg en regverdig dat U ons gestraf het. Ons verdien dit, Here. En by ons is daar gesigte vol skaamte. Onthou julle, Anna Nefesh was om jou kop te buig in skaamte. En hy kom tree in en hy kom doen dit namens die volk en hy erken, Here, U is reg en ons is verkeerd. Hy sê, hy self is die skuldige saam met sy volk. En dit verg nederigheid julle, want wat wil die vlees doen? Wat is die go-to van die vlees as iemand vir jou sê, maar hierdie ding staan tussen my en jou, ek is ongelukkig oor hierdie ding. Maar, en dan wil ek myself verontskuldig, né? Daar's niks erger vir my persoonlik as om valslik beskuldig te word nie. Ek deel dit met julle. Ek haat dit. Ek kan selfs uit my kinderdae onthou waar ek valslik beskuldig was. So sleg was dit vir hierdie vlees van my. En in plaas daarvan om homself te verontskuldig en te sê, Here, U weet, ek was maar net 'n tienerseun, ek het nie deel daaraan gehad nie, maar Here, my voorvaders. Nee, hy sê ons, Here. Ons, hy verneder homself. En dan kom herinner hy die Here aan die Here se karakter. Hy kom nie en sê, ons verdien nou. Nou dat ek gesê het, jammer, nou verdien ons dat U ons vergewe en herstel nie. Nee, hy herinner die Here aan die Here se karakter en dat die Here gretig is om te vergewe en te ontferm oor sy volk. Daarom sê hy, draai U oor, my God, en hoor, maak U oë oop en sien, om U eie ontwil, my God, want U naam is uitgeroep oor U stad en U volk. Hy sê, Here, ons het nie eer van ons eie nie. So hulle wat ons spot en sê, kyk wat het geword van jou pragtige Jerusalem, kyk hoe lyk dit. Here, dit gaan nie oor ons eer nie, maar U naam is gekoppel aan ons, terwille van U eer. Omdat U gretig is om te vergewe. Here, daarom hoor ons. Sien ons raak. En dan sê hy in vers 20,
terwyl ek nog besig was om te bid. Maar wat ek nou nie vir jou gelees het nie, is, daar was 'n 3 weke lange vas en bid, in sak en as, 3 weke lank. So hy was nog besig om te bid, want hy het nie 1 dag gebid nie, nie 2 dae gebid nie. Hy het 3 weke lank gebid. Woeps, kom die engel Gabriël en Gabriël sê vir hom, die oomblik toe jy begin het om te bid en sondebelydenis te doen, het die Here vir my gesê, gaan. Maar ek moes eers oorlog maak, julle ken die storie, is my so 'n mooi storie. En dan sê hy vir hom, so kom ek gee nou vir jou die openbaring, sodat jy kan verstaan. En hy gee vir hom hierdie ongelooflike openbaring. Die vrug van Anna Venesh. Om die siel en die hart te buig voor die Here. En nie net die maag te weerhou van kos nie. God sien, hy hoor, hy reageer en hy antwoord op 'n hart wat honger is, saam met 'n maag wat honger is. In Joël 2 vers 12 tot 13 staan daar, maar selfs nou, keer terug na my met julle hele hart, vas en huil en rou, is die uitspraak van die Here. Skeer julle harte en nie julle klere nie. Sien, jy kan maar die vas gelos het as jy wou. Maar skeer asseblief jou hart en bring jou hart voor die Here. Draai om na die Here julle God, want hy is genadig en barmhartig en geduldig en oorvloedig in troue liefde. Hy staan gereed, net soos wat hy gereed gestaan het met Daniël, die oomblik toe Daniël gebid het, toe stuur hy die engel. Maar eers 3 weke later sou die antwoord kom. Vir 3 weke moes Daniël soek en vas en bid en sy oë wegdraai van wat hy wil en die ongemak wat hy ervaar het en fokus op die Here. Maar die oomblik toe hy begin het, het God reeds die antwoord gereed gehad. In Matteus 6 vers 16 tot 18 sê die Here, wanneer julle vas, met ander woorde, ons sal vas, wanneer julle vas, moenie soos die skynheiliges, die fariseërs, met hulle lang gesigte wees nie, want hulle trek hulle gesigte sodat die mense kan sien dat hulle vas. Amen, ek sê vir julle, hulle het reeds hulle volle beloning gehad. Wat is die beloning wat hulle gehad het? Die bewondering van mense wat sê, sjoeg, dis allemaal sterk gelowige ou daai. Wie hy vas elke week, 'n dag of 2 elke dag. Die Jode het as ek reg onthou, Dinsdag en Donderdag gevas. Dis wat hulle gedoen het. En dan die Fariseërs sommer nog ekstra dae ingesit. Sodat die mense moet weet, hulle is dan nou baie spiritual. Maar wanneer jy vas, salf jou kop met olie en was jou gesig, sodat jy nie die mense nie, maar net jou Vader, sodat jy nie die mense nie, maar net jou Vader wat in die verborgenheid is, laat sien dat jy vas. Dis 'n saak tussen jou hart en die Here. En jou Vader wat in die verborgenheid sien, sal jou beloon. God beloon vas sonder vertoon. Ek hoop dat jy daai ene vanoggend sal onthou. God beloon 'n vas sonder vertoon. Dit gaan nie oor dit wat buite toe is nie. Dis dit wat tussen jou en hom in jou hart is. Wat is die beloning? Ek het dit klaar vir jou gelees, ek lees dit weer vir jou, vers 9. Dan sal jy roep en die Here sal antwoord. Jy sal om hulp roep en hy sal sê, hier is ek. So ek sluit vanoggend af met 2 goed. Die een is 'n vraag, en ek het jou gewaarsku, hy gaan kom. Ek wil vir jou vanoggend vra, hoe lyk jou gebedslewe? Let op, ek vra nie vir jou, hoe lyk jou vas nie? Vas jy nie? Want ons het vanoggend gesien, dis eintlik 'n bysaak. Die hongermaag is eintlik 'n bysaak. Dis net die tool om my te kry, dat my hart op die regte plek kom. Ek wil vanoggend vir jou vra, as ons 'n tabel nou hier sou sê, vir jou uitdeel, ons gaan niemand gaan daarna kyk, is jy en die Here. En daar's 'n kolommetjie in daai tabel, wat sê, tyd gewy aan God self in gebed. Met ander woorde, dis die tyd wat ek in lofprysing voor die Here deurbring. Wat ek aanbid, wat ek net erken wie hy is. En wie hy vir my persoonlik is. En waar ek vir hom dankie sê, en my hart en my hande saam oplig na hom toe. Ek wens ek kon dit vir julle wys, maar weet julle dat die Hebreëse teks, ek het daarna gaan kyk, van Daniël sê, dat hy sy hande opgelig het na die Here.
So dis die eerste kolommetjie, hoeveel tyd wy ek net aan God, voor ek vir hom iets vra, wie hy is, hy verdien dit, hoe groot hy is, hoe nodig ek hom het, hoe lief ek hom het, hoe wonderlik hy is. En dan, die volgende kolommetjie, waar ek intree, soos Daniël, verander en vir hom kom sê, Here, ek kom staan voor U. In die naam van Jesus, terwille van Petrus, Here, U weet, Petrus het deurbraak nodig. Petrus is siek, Here. As Petrus siek is ek ook siek, want hy is my broer, ons is gekoppel aan mekaar. Dis die tweede kolommetjie. Hoeveel tyd spandeer ek in my gebed vir die behoeftes van ander, waar hulle seer, my seer word, is net, ag en Here, wees asseblief saam met Petrus vandag nie, en nou is ek klaar met Petrus nie, maar waar ek in Petrus se skoene klim, en vir die Here sê, Here, ek is siek, want Petrus is siek, my hart is stikkend, want Sanna se hart is stikkend, ek klim in hulle skoene. Hoeveel tyd wy ek in my gebed aan die soek van die Here se aangesig om te hoor, maar Here, wat is op U hart? Wat is U wil? Wys vir my, Here, waar wil U hê moet ek gaan? Waarmee moet ek vandag besig wees? Here, wie het vandag my gebed nodig? Here, wat breek vandag U hart? Praat met my, Here, wat wil U hê moet ek vir U doen? Nie wat wil ek doen nie, wat wil U hê moet ek doen? En dan vergewe my, maar ek moet hierdie enetjie insit. En as jy vandag kuier by Faros, dan sit jy in die plek van Faros, jou geloofsgemeenskap, wat joune is. Maar ek wil vir jou vra in die kolommetjie van Faros, hoe gereeld tree jy in vir Faros, en kom staan jy soos Daniël en sê, Here, ons het U rigting nodig. Here, ons aanbid U, maar dikwels is daai aanbidding woorde, en dan kla ons nog oor die liedere. Want ek hou nie van, ag nee, alweer daai lied nie. Ek hou nie van daai lied nie. Ag nee, is alweer daai band waarin Liesel speel, sy irriteer my, ek is nie lus vir daai band. Ek kan dit nie maar die ander band wees. Ek wil vir haar kykie. Tree ons in vir Faros. Here, wat is U behoefte vir Faros? Wat is U droom vir Faros? Wat is U roeping vir Faros? Here, moenie ons los tot ons daai roeping bereik het nie. Here, bring die mense in. Here, laat die harte verander. Laat Faros nie dieselfde lyk volgende Sondag as hulle uitstap, as wat hulle gelyk het toe hulle ingestap het nie. Here, ons het deurbraak nodig. Here, ons bid hierdie plafon vas. Ons soek die Heilige Gees. Here, stort U Gees uit. Here, bring ware Anna Nefesh. Bid ons dit. Here, die finansies van Faros. Here, wat sê U oor die finansies? Of wag ek vir 'n pie chart op 'n e-mail om vir my te sê hoe die finansies lyk? Here, hoe lyk die finansies vir U? Hoe lyk die bedieninge vir U? Here, rig vir ons bedieningsleiers op. Ons het mense nodig, Here, wat ons hande kan vat. Here, bring vir ons kundiges. Here, rig die mense wat reeds daar is op in bedieninge. Maak ons leiers, Here. Want U kan met 'n kromstokke reguit hou slaan. As Liesel kan in die worship team wees, kan ek ook daar wees. As Liesel hier voor kan staan, dan kan ek ook 'n werk vir U doen. Here, roep mense om in te kom in die plekke waar U hulle sien. Nie waar hulle gemaklik is nie, Here. Want Anna Nefesh leer vir ons, dit gaan nie oor my en jou gemak nie. So dis my vraag. En my uitdaging is eenvoudig. Kom ons gaan oor tot aksie. Kom ons begin te bid met meer as woorde. Kom ons bid met die hart. En dan, as jy daarmee saam ook wil vas, en jy vind dit help jou, vas staan. Volgende week kan ek vir jou sê, gaan jy praktiese riglyne daaromtrent kry. Maar asseblief, moenie vas sonder jou hart nie. Vandag roep ek jou op, om breek jou hart en maak jou hart honger vir die Here. Amen.